Vriende, wat 'n ongelooflike reis hierdie afgelope week. Ek glo dat Dominee Johan Kreer het gisteraand gesê en Dominee Johan het ook gesê dat hulle elkeen voel geseënd en ek wil vanaand regtig daarmee begin dat ons so geseënd is. En ek wil dit ook sê want ek dink dit is tog ook belangrik dat dit nie net ons is nie. Maar dat dit regtig die Here is wat ons saam geroep het hierdie week om regtig ietsie van hom te beleef. En ek wil aanlas by Dominee Johan Kreer gisteraand wat gesê het, dalk was daar iewers 'n bede wat regtig vir jou uitgestaan het hierdie week. En dan wil ek dit ook 'n bietjie verder vat en ek gaan dit dalk herhaal later vanaand is dat dit nie net hier tussen ons sal bly nie. Maar dat ons hierdie tema wat hierdie week op die skerm verskyn, die tema wat julle al so goed ken, die Onse Vader gebed as lewe, dat ons regtig dit verder sal vat. En kyk, die Here seën ons met soveel wonderlike seisoene. En ek sê altyd, en ek seker al van my twee boeties sal saam met my stem, kyk, dit is mos nou hierdie tyd van die jaar na Pinkster wat 'n dominee mos eintlik nou niks meer het nie. Ons jaar is nou verby. Ons het nou regtig alles gegee. Ek gee vanaand nog so klein bietjie. Dominee Johan Engelbreg het 2 dae, dan gaan hy sy tweede geleentheid hierdie week gee, maar dan kan ons 3 sê, luister, hierdie jaar is nou, ons kan net afblaas. Hoekom? Want dis koninkrykstyd. Dit is dan wanneer ons besig gaan wees. Dit is dan wanneer ons dit wat ons gehoor het uiteindelik so bietjie kan leef. Ek het dit aan die einde gesit, maar ek wil dit aan die begin sit nou. Mag ons regtig uitgenooi word om vir mekaar te bid in koninkrykstyd. Juis vir dit. Dat ons bid vir mekaar dat die Here ons sal seën met die lewe wat hy vir ons gegee het. Hierdie lewe waarby ons hierdie week so bietjie stil staan, sy lewe. En soos Dominee Johan en soos ons aanbid het nou vanaand, dit gesing het, die koninkryk, God se lewe, God se wees hier, dat ons regtig dit vir mekaar sal bly bid, dat ons sy teenwoordigheid baie naby ons sal beleef, naby elkeen van julle. Baie dankie dat jy saam gereis het. Ek wil ook sommer begin met die dankiespan om te sê, die Super Soppers is gedoop hierdie week, die Super Soppers. Baie dankie vir julle. Gemeente, ek dink ons kan vir hulle 'n lekker hande klap gee. Nie net honger harte nie, maar ook honger magies. Het hulle ons regtig mee geseën elke aand. En ek kom met die grootste vrymoedigheid vir Inge sê, bære my kossies wat jy nou gemaak het vir môre, want ek het lekker geëet. Julle baie dankie daarvoor. Ek wil ook Johan dankie sê vir die lofprysing en die aanbidding elke liewe aand. En dit is een van die dinge wat ek môre aand so gaan mis. Is hierdie klanke waarmee julle ons gesien het. En elkeen wat hier voor is, wat deel is van die musiekspan, die spanne wat opgetree het elke aand, baie dankie daarvoor. Vriende, ek wil vir jou dankie sê. Ek wil vir jou dankie sê wat hierdie week commit het. Al is dit net 1 of 2 of 3 aande, baie dankie. Dankie dat jy regtig jou hart oopgemaak het om ietsie van Jesus, ietsie van die Gees se werk in jou lewe te vat. En ek weet dat ons dit gaan ook kan lewe saam. Die groot vraag is ook vanaand, en ek wil net seker maak, waar is dit Barry? Ek het by die deur vir Barry gevra. Kyk, ek het vir 'n paar van julle nou elke aand so by die sop, het ek vir julle gevra by van die tafels, hulle moet asseblief bid vir vanaand. Want vriende, gewoonlik eindig jy met lig. Nee, gewoonlik gaan ons na die lig toe, en ek is so bly die bidders het gebid dat daar nie vanaand load shedding is nie. Want dan sou julle vir mekaar gesê het, moenie worry nie, die dominee gaan bid vir lig. Maar ek het juist vir hulle gesê, hulle moet bid dat daar nie load shedding vanaand is nie, want vanaand hanteer ons die bose, ons hanteer die duisternis vanaand. Ons eindig ons weeklikse reeks met die bose.
En ons gaan vanaand so bietjie dieper in hierdie tema gaan ons insak. Die groot vraag wat ons so saam met ons reekse tema bly saam leef is: hoe help die Onse Vader gebed my in 'n lewe saam met die Here? Dieper saam met mekaar. Hoe help hierdie Onse Vader gebed vir jou en vir my? Dis vir ons opgeteken in Matteus, en ek wil hê julle kan julle Bybels oopmaak, maar ons gaan nog nie saam lees nie. Nico, hou die skyfie net daar. Die tema vanaand is: verlos ons van die bose. En voor ons die Onse Vader gebed gaan saam bid, saam lees, is dit baie belangrik. Julle sal sien dat die bede wat die Onse Vader gebed lys, pas in 'n spesifieke posisie. En as ons vanaand stil staan by verlos ons van die bose, gaan ek nie reg doen aan die gebed nie. En ek wil hier aan die begin net ter inleiding net so bietjie fokus op die bede voor verlos ons van die bose, maar ook die bede na hierdie bede. Dis eintlik een bede, lei ons nie in die versoeking nie. Vanaand gaan dit wees net verlos ons van die bose. Ek wil graag hê ons moet net so 'n bietjie stil staan van lei ons nie in die versoeking nie. En ons moet vanaand baie eerlik wees en vir mekaar sê dat ons is nie so sterk soos ons dink nie. Ons is nie so sterk soos ons dink nie. Maar in dieselfde asem kan ons ook sê, ons is nie so sterk soos ons dink nie, maar ons is ook nie alleen nie. Ons is nie alleen nie. Want daar is 'n God wat lei, daar is 'n God wat beskerm en daar's 'n God wat red. In hierdie bede lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, bring ons ietsie. Ek en jy bring ietsie in hierdie bede. En wat ons in hierdie bede bring is nie net ons sterk kant nie. Ons kom nie na God toe in hierdie bede, in hierdie ruimte, net ons sterk kant nie. Ons bring ons kwesbaarheid. En terwyl ons dit bring, vertrou ons weer. Hy is ons bewaring. Hy is ons bewaring. En ek hoop dat jy in hierdie bede ietsie hoor van die belangrikheid daarvan, van hierdie gebed, wat ons bring. En dan word hierdie bede gevolg met: want aan U behoort die koninkryk. En dis wonderlik hoe hierdie gebed eindig waar ons begin het. Nie by onsself nie, maar by God. Ons sien alles kom van Hom, maar alles keer ook weer terug na Hom. Die koninkryk, die krag, die heerlikheid. En soos my kollega telkens sal sê, julle is reg. En wat van ons? Die koninkryk, die krag, die heerlikheid. En ons? Ons word ingetrek in die groter storie. En ek wil jou hier uitnooi om net vir 'n oomblik hier te rus. Kom ons rus net hier vir 'n oomblik. Ons rus in God, aan wie alles behoort.
Ons Vader, wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk, U lewe vir ons kom. Soos in die hemel, so hier. Laat U wil geskied. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Vergeef ons skulde, soos ook ons hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in die versoeking nie, maar verlos U ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die tema van vanaand se ontmoeting, u sal sien dit vat amper hande met die tema wat ons Dinsdag aand by stil gestaan het. Dis uiteindelik waartoe hierdie bede ons roep. Ook die vraag van hierdie Pinksterreeks is dat ons lewe sal skyn. God. En daarom ons tema 'n lewe wat sigbaar anders lyk, omdat jy werklik vry leef. 'n Lewe wat sigbaar anders lyk, omdat jy werklik vry leef. Ons bid in hierdie bede vanaand, verlos ons van die bose. En voor ons by die bose kom, wil ek maar net hierdie vraag vanaand vir ons vra. Dit is nogal 'n belangrike vraag om net so 'n bietjie te hoor, net so 'n bietjie met hom te sit. Hoe lyk iemand wat werklik verlos is? Hoe lyk iemand wat werklik vry leef? En ons is terug by ons boekie van die storie oor ons lewe wat iemand vanaand oopmaak en die groot voorreg het om te lees. En hulle het al baie van ons gelees in ons storie. Hoe sou jy in hierdie storie oor jou lewe lees dat jy werklik vry is? Sou dit gewees het in 'n baie kort hoofstuk in jou storie? Sou dit gewees het dalk net in 'n kort paragraafie? Dalk sou dit dalk net een sinnetjie gewees het. Dalk miskien sou dit 'n verskuilde woord gewees het waar iemand dit dalk opgemerk het. Jy is werklik vry. Jy is verlos. En die plek waar mense dit sou raak lees, is nie as ons baie praat oor hierdie verlossing nie. Maar die oomblik wat dit sigbaar raak in my en jou storie, is hoe jy hierdie verlossing leef. Hoe jy hierdie vryheid leef. En dan kom ek terug na die vraag toe, kan mens dit sien? Kan mens dit sien? Of lyk ons lewens maar net soos almal sin, met net so bietjie geloof bygevoeg? Is dit hoe dit lyk om werklik verlos te wees? En dis hier waar hierdie bede nogal baie diep raak. Meer as net
woorde verlos ons van die bose. En vir 'n oomblik ontdek ons, verlos ons van die bose is 'n lewe om te leef. Verlos ons van die bose. Ek wil vanaand net by 3 bewegings stil staan in hierdie bede van verlos ons van die bose. En by die eerste beweging is dit so belangrik dat ons die bose reg sal verstaan. Ek weet nie of jy dit opgemerk het in ons vertaling nie. Dis nou sommer net so kantlyn aantekening. Dis baie interessant as jy die Onse Vader gebed net so kyk. Jy scan hom net so. Die eerste ding wat jy miskien opval as jy soos ek is die hoofletter Vader. En outomaties maak jy die konnektasie, maar ons kan vir God. God is ons Vader. Dis 'n hoofletter. En dan scan jy die gebed sommer net so met oogopslag. En dan lees jy 'n tweede woord. Ook met 'n hoofletter. Een wat jy glad nie sal verwag nie. Een wat jy dalk miskien nie met 'n hoofletter sal skryf nie. En ek dink nogal die skrywers het hierdie woord met baie respek hanteer. Jy sal sien dat die bose is in 'n hoofletter. Sommige net so ietsie om op te merk. Maar om die bose werklik reg te verstaan. Die bose is werklik. Dis reël. Die bose is hier. Ons het Sondag aand, dit was so mooi toe Johan Creer gesê het dat wanneer 'n leerder agter die rabbi aanloop, dat die stof van die rabbi op jou kom lê. Ek wil vanaand ook dit sê, dat soos daai stof op jou lê, so naby soos wat daai goeie van die rabbi op jou kom lê, so naby soos wat jou eie klere aan jou is, so naby is die bose aan my, aan jou. Altyd. Altyd. Naby. En dan is daar die manier hoe die bose kom. Kyk, jy neem hom nie waar nie. Dis iets wat ons moet verstaan van die bose. Hy kom subtiel. En ek weet nie hoekom ek Dominee Johan Creer se naam so baie moet sê vanaand nie. Johan, maar as ek in sy geselskap is, dan praat hy oor iemand. Hy praat oor iemand oor wie se boeke hy nogal gereeld baie lees die afgelope tyd. Richard Rohr. En wanneer Richard Rohr oor boosheid en die bose skryf, dan help sy insig geweldig hier. Hy sê, die bose werk deur verdraaiing. Maar hoor hoe mooi stel hy dit. Ek sal dit 2 keer lees. Die grootste krag van die bose is die leuen wat soos waarheid voel. Die grootste krag van die bose is die leuen wat soos waarheid voel. Die bose was in die begin baie vriendelik. En ek dink ons moet ietsie verstaan daarvan. Die bose was ook baie naby aan God. Baie naby.
Die bose self erken God en die lig en wat uit God uitkom. En daar in die tuin kom die bose met woorde wat verdraai is en verlei die mens. Mooi woorde, baie mooi woorde. Mens sou ook kon gaan na die eerste ontmoeting nadat Jesus gedoop is en die Gees op hom uitgestort is. Wat is die eerste ding wat met Jesus gebeur het? Hy moes die stem van die bose gaan herken, gaan uitken. Weet u hoe lank is 7 weke? Dis nogal 'n lang tydjie. Wat Jesus in die woestyn was, saam met die bose. En die bose, merk ons daarop, ken die Bybel nogal baie goed. Ek wil hier klein bietjie stil staan. Ek wil graag 'n bietjie stil staan, want vir ons lewe saam met die Here is dit baie belangrik om te hoor dat die bose werk deur verdraaiing. Ek wil vanaand net 3 dinge noem. Daar's baie wat ons kan noem, maar ek wil net 3 belangrike terreine noem wat ons lewe vorm. Dit wat ons lewe vorm. Daar's 3 dinge wat elkeen van ons vanaand hier deel, wat ons gevorm het. Sonder dat jy daarvoor kies, sonder dat jy daarvoor vra, dit is wat met jou gebeur het. Dit is wat jou lewe gevorm het. Die eerste is identiteit. Die tweede is jou toekoms. En die derde is jou verlede. Hierdie 3 dinge vorm ons lewe. Dit vorm ons lewe. Hierdie 3 dinge gebruik die bose, verdraai die bose keer op keer op keer. Onthou hierdie woordjie altyd, altyd. Die bose gaan so diep dat dit selfs dit wat jy glo van God verdraai. Gaan weer terug na die tuin. Dit wat die mens geglo het, dit wat hulle gehoor het van God, het die bose verdraai en 'n leuen oor hulle vertel. 'n Leuen oor God verkondig. Leuns oor identiteit. God, identiteit oor myself, en ook die identiteit van ander, die wêreld waarin ons leef. Identiteit speel 'n belangrike rol. Die bose hou baie van identiteit. Die tweede is die toekoms. Die bose hou van die toekoms. Want die mag wat die bose het oor die toekoms is vrees. Vrees. En dan die derde wat ons lewe vorm is ons verlede. Die verlede. Die hou vas wat die bose het en verdraai oor die verlede wat by ons bly en waarna ons klou soms is skaamte. Die bose hou van skaamte. Hierdie 3 terreine, identiteit, toekoms en jou verlede, dit vorm jou lewe sonder dat jy dit raak sien, vorm dit. Dis die eerste beweging, is regtig om die bose reg te verstaan.
dat die bose werklik is, dat die bose subtiel is in die manier hoe hy optree en na ons toe kom. En dit bring my by die tweede beweging vanaand, en dit is die probleem wat ons het. Jy sal onthou Dinsdag aand. Daar's 'n probleem wat ons het, ongeleefde geloof. Ons het dit Dinsdag aand het ons gehoor. By hierdie bede het ons ook 'n probleem. Want ons glo verlossing. En vriende, ons is so geseënd. Ons is so geseënd om elke dag van ons lewe in die leerstellings wat ons het, dit wat die kern van ons geloof is, om werklik te glo dat ons lewe vanuit die kruis. Ons kruisteologie. Vriende, dit is die kern wat ons het. Dit herinner ons dat daar nuwe lewe is, Jesus wat opgestaan het. Daarom weet ons, is die kruis altyd agter ons. Want die opgestane Jesus gaan saam met ons. Ons glo dit, vriende. Ons glo in hierdie verlossing. Maar die probleem wat ons het, ons leef dit nie. En by hierdie bede verlos ons van die bose, nooi die Here ons om regtig, egtig, eerlik te wees. Om ons eerlikheid na hom toe te bring, en ons gaan dit ook nou doen. As ons vanaand eerlik is, dan moet ons sê baie maal, ons is vry. Ons is vry. Ons is verlos. Maar vriende, ons leef nog gebonde. Ons leef nog vasgevang. Ons leef nog vasgebind. En al wat ek net wil doen is om daai 3 voorbeelde van nou, ons identiteit, die toekoms en die verlede, net so bietjie weer hier in te bring. Daar's baie ander momente wat 'n mens kan opnoem, maar ek wil net graag 3 momente hieraan koppel. Ons gebondenheid, ons vasgebindheid en vasgevangdheid. Jy sien, ons kom baie maal op plekke in ons lewe waar ons vasgevang raak oor ons identiteit. En dit kan enige vorm wees. Dit kan wees hoe my identiteit teenoor die wêreld, teenoor die Here, maar ook teenoor myself. En wat ons baie maal doen om dit te keer, en wat ons baie maal dink is dat dit net dood eenvoudig verdwyn. Hier is hierdie ding voor my. Noem dit nou maar 'n baie groot krisis. En baie maal wat ons doen is, ons het mos mense plesier in ons lewe wat ons help om ons aandag net so bietjie daarvan te hou en my fokus hier te sit. Maar wat baie maal gebeur is dat hierdie ding word groot, hy verdwyn nie, hy raak nie weg nie. Baie maal sal hierdie ding nogal kleintjies kry. En het die snaakste maniere om maar net weer deur te syfer. En baie interessant is, as jy kinders sien speel, kom jy dit baie vinnig agter. Die manier hoe kinders speel, kom jy baie gou agter as daar 'n baie groot ding in hulle lewe is. Die probleem is, ons speel nie meer nie. So ons kom nie baie gou agter wanneer hierdie dinge is nie. Ons het maskers en dinge wat ons doen, wat hierdie dinge versteek. Mense plesier, wat ons gebruik om ons aandag af te trek. Maar ek wil nie jy moet vanaand hier dink, dat die dominee nou vanaand sê, ons mag nie meer plesier hê nie.
Dis nie wat ek bedoel nie. Want baie maal kan hierdie dinge my wel help om vir 'n oomblik asem te haal en soos ons gehoor het by Hemelvaart, te wag en te luister en dan op te tree. Maar om op te tree moet opgetree word. Die tweede ding is die vrees oor die toekoms. Die vrees oor die toekoms gaan altyd daar wees, vriende. Daar gaan nie 'n tyd in hierdie lewe aanbreek waar vrees gaan verdwyn nie. Tot die laaste sekonde van hierdie wêreld, die heel laaste sekonde, het die bose nog 'n groot werk om te verrig in hierdie lewe. Hy weet goed, sy tyd is uitgekoop. Maar tot die laaste toe, het die bose nog 'n baie groot uitwerking in hierdie lewe. Vrees oor die toekoms. Vrees oor die toekoms pak ons beet. En wat die bose gewoonlik doen, hy los ons met iets. Hy los ons met angstigheid. Met angstigheid. Die derde is skaamte oor die verlede. Daar is dalk al miskien baie mense wat my al uitgesluit het as gevolg van iets dalk uit die verlede. Uiteindelik kom ek by 'n plek en dit is wat die bose my wil bring. Hy wil my by 'n plek bring waar ek myself verwerp. En dit is by daai ruimte waar ek stok siel alleen is. Terwyl ons dit sê, vriende, moet ons mekaar ook vanaand herinner, verlossing het gekom. Verlossing het gekom. Maar hierdie bede nooi ons uit om dit te leef. En dit bring my by die derde beweging vanaand. Dit is die vraag wat ons seker 2 keer vir mekaar aan die begin gevra het. Kan mens regtig sien iemand is vry? Vryheid word sigbaar. Maar vriende, wat ons ook nie moet mis uit God se lewe vir ons, is dat wanneer God jou verlos, gebeur daar altyd iets met jou lewe. Dis net soos die bede, laat u koninkryk kom, het ons gehoor dat God se lewe wil iets kom verander in my lewe. Hy wil my met iets kom help in my lewe. Die manier hoe ek reageer. Hierdie bede help my, verlos ons van die bose na 'n lewe wat my help om te verander hoe ek reageer. En ek wil graag hierop uitbrei. Vrese, soos ek nou gesê het, gaan nie verdwyn nie. Slegte situasies wat met ons gebeur, gaan nie verdwyn nie. Die gebrokenheid wat deel is van hierdie lewe, gaan deel bly van elke generasie. Ons generasie, die toekomsgenerasie, gebrokenheid gaan deel wees van hierdie lewe. En die ontdekking by hierdie bede is, dat God se lewe my ook nooi in hierdie ruimtes. Dat God se lewe ook kom vir hierdie ruimtes. Die gebrokenheid in die wêreld. Die vrese van hierdie wêreld.
Die slegte dinge wat mense tref in hierdie wêreld. Ons het ons ontmoeting begin om maar net vir 'n oomblik te rus in God se teenwoordigheid. Verlos ons van die bose, is dalk miskien 'n goeie ritme om te oefen, om te rus in die teenwoordigheid van die Here. Terwyl alles om jou dalk mag wegwaai of brand, of dalk miskien onder water wees. Gebrokenheid sal altyd deel wees van hierdie lewe. Altyd. Die leuns oor jou lewe gaan nie verdwyn nie. Dit gaan altyd daar wees. Daar gaan altyd leuns oor jou identiteit versprei word. Daar gaan altyd leuns wees op die wyse wat jy God aanbid. Altyd. Altyd. Die bose gaan kom om dit te verdraai. Dalk miskien nooi hierdie bede my ook na 'n ruimte waar ek kan oefen. Waar ek kan oefen om die Here se stem oor my lewe te hoor. Dat ek die waarheid oor my lewe glo. En ek kan dit oefen. Saam met die Here, onthou daai bede, laat U naam geheilig word. Die Here ontvang die plek wat nog altyd aan hom behoort het en alles anders raak stil. Daar's baie dinge wat jy nie kan keer nie. Baie dinge. Maar wat jy kan doen en inoefen, is om lig te kies. Kies lig. Jou soeke en jou rigtingwyser is die een wat lig gee. Dis ons soeke, dis ons rigtingwyser. Die een wat lig gee. 'n belangrike ontdekking hier. Onthou net een ding. Ons leef nie na vryheid toe nie. Jy leef nie in jou lewe, jy stoei nie in jou lewe nie, jy bid nie in jou lewe om te leef na vryheid nie. Die ontdekking wat ons vanaand maak en wat ons mekaar aan moet vashou is om voortdurend mekaar te herinner. Wanneer situasies in ons lewe, in ons gemeentelewe uitmekaar skeer, moet ons mekaar herinner dat ons leef vanuit vryheid. Ons is nie op pad na vryheid nie, ons leef vanuit vryheid. En hier lê die klimaks. Wat as hierdie gebed beteken? Verlos ons van die bose. Here, oefen my om te leef as iemand wat nie meer vas is nie. Oefen my om te leef as iemand wat nie meer vas is nie. Die uitnodiging in hierdie bede, en daar is ook 'n gevaar van hierdie bede, verlos ons van die bose, is dat ons dalk miskien vir mekaar kan sê hierdie bede is 'n geleentheid waar God ruimte wil skep om ons te oordeel. Verlos ons van die bose. God skep eintlik hier 'n ruimte om ons te oordeel. Hierdie bede is eintlik 'n plek van oordeel.
Vriende, sien die ruimte van hierdie bede, verlos ons van die bose. Hierdie is 'n ruimte van ontmoeting. Hierdie bede verlos ons van die bose, kry ek die geleentheid in my lewe saam met die Here om my mees diepste, donkerste geheime van my lewe met die Here te deel. My diepste, donkerste, seerste, dalk miskien wil jy dit sê, gemors in my lewe. Gemors wat ek al in my lewe aangevang het. Kry ek die geleentheid om hierdie donker dinge waar ek stoksiel alleen is, dit is net ek daar. En daar is geen menslike plesier wat dit kan vul en wegvat en net laat verdwyn nie. Maar ek word regtig in hierdie gebede uitgenooi om dit na die Vader te bring. En dat die Vader vir my hierdie ruimte vul met sy heiligheid. Donkerste, diepste seer in my lewe. Dat ek my Vader daar kan ontmoet. En dat ek van nou af nooit ooit weer daar binne alleen te voel nie. Nooit. Ek het hierdie les op 'n baie harde manier in my lewe geleer. En Inge het ook vanmiddag vir my gesê, "Jof, ek weet nie of jy hierdie voorbeeld kan gebruik nie." En ek wil nou net sê, dit is nou nie, soos ek nou gesê het, hierdie is nou nie om mense wat dit doen te sê, moenie nou opstaan as u dit doen nie, asseblief, dit is nie op u gemik nie. Ek was 16 jaar oud, moes ek 16 sigarette in my kamer rook voor die dominee. Voor die dominee, my pa. My ma staan daar, toe nou, geniet jy jouself, is dit lekker hierdie dinge, kom. Wat sy nie vir my gesê het nie, is dat my oom dit ook gedoen het, en toe hy by 3 sigarette kom, toe sê my ouma, jy kan rook, staan maar op en gaan maar aan. 16. Ek het dit net saam met my pelle gedoen. Ek het dit nie gedoen lekker, ek wil dit nou die hele tyd doen nie. Net saam my vriende. Die asblik wat van gras gemaak is, het die tussen my bene gestaan. Die vensters was toe. Een na die ander. Princeton Lights. Ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie. En toe ek by 16 kom, my pa het op 'n stadium vir my sê, ek dink ons was by 7. Jy moenie net paf, net trek dit lekker diep in. Jy wil mos nou hierdie dinge doen. Kom. En as julle my pa ken, sal julle dit nooit van hom glo nie. Dat hy dit gesê het. Marius, Mieke, hierdie preek moet asseblief nie uitgesaai word nie, hoor. Weet, my pa, hy het my alie brand geslaan. Ek het nog van binne af seer gehad. Dit was 'n naweek gewees waar ons na my ouma toe moes gaan. En na die Maracas by 'n rugby, dit was in Bultfontein gewees. Ek hoop nou nie hier's mense van Bultfontein nie. En as julle weet van die kinders van Vloenskroon wat skelm gerook het, nou ja, dan weet julle ek was die grootste een daar gewees wat gevang is. En dit was 'n groot verleentheid. My pa was die dominee, hy was voorsitter van die beheerliggaam, ma was 'n onderwyser. En ons sou die naweek na my ouma toe gaan wat ver was, Bloemfontein. Die naweek is gekanselleer. Ek sê vir hulle, maar dit is mos nou nie so bad. Wat? Jou lewe is verby. Waarheen gaan jy nou met jou lewe? Nee, nou lag ek in my binneste lag ek oor hierdie goed. Mens sou dink dat daai geleentheid my genees het. Ek sal nooit weer nie. Ek het dit ook eintlik nogal daar gesê, nooit weer sal ek aan die goed vat nie. 2 jaar later nog steeds kalm. Nog steeds kalm. Maar wat ek nooit sal vergeet wat my pa gesê het, dit was interessant wat hy vir my gesê het. My pa het op 'n stadium, en ek dink hy het baie bekommerd geraak,
het hy sy hand op my gesit en hy het net die volgende vir my gesê: beskerm jou lewe. En ek het nie geweet wat hy bedoel daardeur. Ek het gedog, ja man, dit is net 'n fase waardeur ek gaan, hierdie goed sal weggaan. Maar wat ek nie verstaan het nie, is dat hy regtig dit bedoel het. En die diepste soek in my lewe op daai oomblik, was dat ek nie geweet het waarheen is ek op pad nie. Dit is nie oor die sigarets nie, maar dat ek diep binne nou, het ek 'n soeke gehad, ek het nie geweet wat ek gaan word nie. As iemand daai tyd vir my sê, jy gaan oor 10 jaar 'n dominee wees, nee wat, dan sou Princeton Lights nie sleg genoeg gewees het nie. Iewers moet jy met daai vraag bietjie sit. Pas jou lewe op. En weet julle wat is die wonderlikste ontdekking wat ou eers jare later maak, is dat die Here jou so met dit wil help. Hy wil so help met hierdie groot krisisse. Ek gebruik dit baie, 'n massiewe krisis. Dan sal my 2 boeties, soos Johan nou hier lag. Hier's 'n massiewe groot krisis. Dan kom Johan Kreer en hy sê, weet jy wat kan Jesus met groot krisisse doen? En ons lag 'n bietjie daaroor. Maar dan besef ek die woorde daarvan. Weet jy wat kan die Here met hierdie krisis doen? Weet jy wat kan die Here met hierdie groot soeke, hierdie dors in jou doen? Want ek weet daar is van ons. Ek weet daar is van ons wat vassit in 'n patroon wat jy net nie kan breek nie. Ek weet dit. Ek weet ook dat daar mense is wat 'n leuen oor hulle self glo. En ek weet ook dat daar mense is wat skaam is oor iets wat hulle dra. Wat hulle saam met hulle dra. Die wonderlike is dat God dit skree. Dit is nie jou identiteit nie. Dit is nie jy nie. Here Jesus, U is sterker. U is sterker. Kom breek elke leuen wat ons nog vashou. Kom bring lig waar daar donker is. En leer ons om te leef as mense wat werklik vry is. Amen. Ek wil jou uitnooi om aan die einde van Pinkster 2026 se weeklikse gebed, dit wat jy hierdie Pinkster ontvang het, nie net hier te hou nie, maar dat ons regtig mekaar sal help, dat ons die Here sal innooi in ons ruimte, in ons lewe, en dat ons dit sal begin leef. In hierdie koninkrykstyd, ek het dit aan die begin gesê, kom ons bid dit vir mekaar. Kom ons bid dit oor mekaar, hierdie Pinkster. Die lewe wat God vir ons het. Kom ons help mekaar. Ek wil vra dat die musiekspan my sal kom join hierbo. Deel van God se koninkryk is ons bevrydes. Leef ons vanuit sy krag en sy oorwinning. Leef ons as regverdiges. En ons bid dit ook elke keer, Here, dat ek regverdig sal lewe. U gee vir my 'n klomp instrumente, u gee my 'n klomp hulp, u gee my 'n geloofsgemeenskap waarvan ek deel is. En kom ons sing dit ook hierdie lied vanuit Psalm 1. Kom ons staan, maak my regverdig. Dit gaan goed met die mens. En die
Maar vriende, ons gaan, maar ons kom ook weer terug. En dan word ons genooi Sondag na die tafel van die Here. Asseblief, daar's plek vir almal van ons, vir meer as wat jy kan dink, by die tafel van die Here, waar ons gaan hoor hoe sy wil vir ons lewe geskied. Jy word uitgenooi na die Pinksterfees. Julle geliefde kinders van die Here is nie meer gebonde nie. Julle is nie meer vasgevang, vasgebind nie. Gaan leef soos mense wat vry is. Amen.